Ons vra dat die Here vir ons sy woord sal oopbreek in hierdie dag. Bid saam met my. Here, onse Here, U is groot bo alles. U is God en God alleen, in die heelal, in die skepping, maar Here ook in ons lewens. Daar is geen iemand of iets soos U nie. U bring vir ons lewe, en die lewe is die lig vir die mense, en Jesus is daar die lig. En die lig kom woon in ons deur die Heilige Gees, en ons laat skyn die lig. Ja, Here, ons wat maar ook broos is en stikkend is. Elkeen van ons wat met ons eie bekommernisse in hierdie dag sit, ons wil dit vir U net so kom oorgee. Ons juk kom afgooi voor U voete, en U juk wat sag is, wat draagbaar is, op ons skouers kom neem. Here, laat U saak ons saak sal word. Dat U bedoeling met hierdie wêreld ons bedoeling sal word. Dat ons dieselfde hart vir mense rondom ons sal kry, soos wat U teenoor ons voel. Dit kan op een manier gebeur, en een manier alleen, o Here. Dit is deur die woord, om die woord te ken, om dit te verstaan, en om dit te gaan lewe. Met die Heilige Gees self, wat hierdie liggies in ons harte kom aansteek. Ons kom vra dan vanoggend, o Heer, waar ons in dankbaarheid voor U kniel vir alles in ons lewens, vir die ouers, ja, die moeders wat U vir ons gegee het. Laat ons die woorde van U woord sal lees, dat dit ons harte sal sag maak. Spreek, Here. Ons luister. Amen. Paulus begin sy brief, soos met baie van die ander briewe, hy sê van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus. En dis aan Timoteus, en hy noem hom sy geliefde seun. Dis nie sy eie seun nie, dis sy geestelike kind. Aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof. Dieselfde geloof wat daar in jou ouma Lois was en jou ma Eunice. En wat daarvan ek oortuig is ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. En moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge. Maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom
in stand sal hou. Neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat in jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Ons skriflesing vanoggend tot sover. Geliefdes, dit is Paasfees. En dis die tyd waarin God se kinders die kerk uitroep deur die eeue heen, die Heer het opgestaan. Hy lewe, en dis nie net in 'n geestelike sin nie, werklik op hierdie oomblik, weet ons, is Jesus wat opgevaar het na die hemel, ons vier donderdag hemelvaart, is hy op hierdie oomblik vir my en vir u aan die regterhand van God en tree hy vir ons in. En een van die dae is dit Pinkster. Ek hoop jy kom na die Pinksterdienste toe. Ek wil in hierdie koue trek maar 'n warm jas aan en dis die week na volgende week. Kom ons woon dit by. Vier ons Pinkster dat die Heilige Gees uitgestort is. Paulus sê vir Timoteus, hy het die Heilige Gees. Hy moet daai vuur weer aanblaas. Dink aan 'n koeltjie wat 'n mens so daar as jy nou braai, as jy hom so, dan begin hy weer gloei. Wat daai brandende passie weer toe. Besef weer wat is dit om 'n kind van God te wees en gaan lewe as mense, kinders van die opstanding. En miskien, omdat dit nou, dis 'n ou wêreldse, dis nie 'n Bybelse konsep nie, elke dag moet eintlik Moedersdag wees, maar dit is vandag toevallig Moedersdag. En met die belydenis dat die Here opgestaan het, dat hy ons lief het, met die geloof dat ons met sy Gees gevul is, met ander woorde God wat self in ons harte kom bly. Wat kom sê die woord vir ons vanoggend? En ek dink, daar's een plek waar op hierdie geloof dikwels diep en stil gevorm word. En ek wil u uitnooi vanoggend, dalk is dit baie jare gelede, en dalk nie so lank terug nie. Dink terug aan u eie huisgesin, daar waar jy dalk nog 'n kind was. Waar het jy God se liefde beleef? Dit gesien en dit gehoor? Was dit nie daar by 'n kombuistafel of 'n eetkamertafel nie, waar die gesin saamgekom het om net te eet nie? Ons doen dit baie keer, baie te min. Ek bely dit. Daar sit my twee, of die ander een is hier buite. Ons eet te min saam. Ons maak te min tyd vir mekaar. Want dit is wat die kinders gaan onthou, geliefdes, moeders. Dink terug aan jou in jou bedjie. Wie is die een daar langs jou wat jou leer bid het? Wat vir u geleer het van liewe Jesus en hoe hy met ons werk? Wie is dit wat hulle knieë deurgebid het in gebede, dwars deur die nag, sonder dat jy eers daarvan weet? Wie se gebede is dit wat tot vandag toe nog dalk vir ons dra? Was dit nie dalk 'n vader of 'n moeder nie? Of 'n ouma dalk nie? Wat dalk baie keer met trane op hulle wange vir ons gebid het, vir jou gebid het. Getrou deur dik en dun. Jy kon wat ook al vir hulle aangedoen het, daai persoon sal jou ouer bly, jou ma bly. En hulle is die mense wat geloof aan ons oordra. Saam met 'n ma se versorging is dit deel van hoekom die Here van ons ouers maak en vir ons ouers gegee het. En dis so mooi, 2 Timoteus 1 vers 5, dis ons kernvers. Daar's soveel mooi verse in hierdie gedeelte, maar hoor wie so, hy sê, Paulus sê, ek dink aan jou ongeveinsde geloof, wat eers in jou ouma Lois was, en jou moeder Eunice gewoon het, en wat daarvan ek oortuig is ook in jou woon. So, hy sy vertrekpunt is nie Timoteus se wonderlike geloof in die goed wat hy doen nie. Hy gaan terug, voor Timoteus was daar mense gewees, in hierdie geval 2 vrouens, Eunice en Lois.
sy ouma en sy ma. Dis waar dit begin. Daar het iets kosbaar gebeur in Timoteus se lewe. En dis 'n vraag, as dit nie vir hierdie twee mense was nie, hoe sou Timoteus andersins uitgedraai het? Sou hy nog steeds 'n medewerker van Paulus gewees het? God werk deur getroue mense. God werk in die eerste plek gesinne, deur die huis. Hy werk deur geslagte. Geloof is iets wat oorgedra word. En dank die Here, as u iemand in u lewe gehad het, al was dit nie noodwendig 'n moeder of 'n vader gewees, dalk 'n oom of 'n tannie of net 'n dominee of 'n persoon of 'n onderwyser wat iets van die Here se grootheid en sy liefde vir jou kom vaslê het in jou hart. En jy kan vandag sê, dankie Here vir hierdie mense in my lewe. Dankie vir 'n huisgesin. Van geslag tot geslag. Vir Louis en Eunice, nêrens lees ons in die geskrifte wat ons het van die ou Romeinse wêreld, dat daar ooit vir hulle, van hulle weer geskryf is, of hulle standbeelde opgerig is nie. Maar Paulus het geweet, vir Timoteus was hierdie mense kernbelangrik, hierdie twee vrouens, hierdie ouma en ma. Sonder hulle, waar sou jy geland het? Hulle is koninkryksbouers, en al is dit nie sigbaar nie, al word daar niks van hulle weer genoem, ergens anders in die woord nie, het die Here hulle gebruik, om van geslag tot geslag, sy genade oor te dra, in die geloof, waarvan Paulus ook hier praat. Nie noodwendig van 'n kansel af nie, nie deur synodes of ringe en predikers nie. Gewone mense, mense wat die woord lief gehad het, wat God lief gehad het, en hulle kinders vertel het van hierdie God wat hulle aanbid. Reeds in die Ou Testament, die verbond, ek sal vir jou God wees, en die God van jou nageslag. Hoe wonderlik. Dan praat Paulus van sy opregte geloof. Nou weet ek nie, of dit, ja, dis 'n goeie vertaling, maar dis amper iets soos 'n onaangeplakte geloof, 'n ongefynste geloof, wat Timoteus besit. Dis nie 'n geloof wat gaan brek en vir almal wys, kyk vir my nie. En ons hoor dit deesdae baie. Ek sê deesdae, seker nog altyd mense wat kom en sê, die Here het vir my gesê, of die Here het vir my 'n woord gegee, of die Here het met my gepraat en ek moet nou vir jou. Die Here praat met almal van ons almal het sy gees ontvang. Ons almal het vrye toegang tot God. Hierso is sy wil vir ons, in die eerste plek bo enigiets anders is sy woord. Ongefynste geloof. Sien u kinders u geloof? Of die wat nog nie kinders het, jy sal jou kinders eendag jou geloof kan sien. En kinders is so fyn ingestel. Jy weet waarvan ek praat. Hulle kyk ons op 'n ander manier as groot mense. Hulle kan sien of daar werklik geloof by jou teenwoordig is. Hoe praat jy wanneer jy kwaad word? Wat kom uit jou mond uit? Hoe klink dit? Hoe tree jy op wanneer jy swaar kry en verlies het en nie weet hoe lyk die dag van môre nie? Wat 'n boodskap dra jy aan jou kinders oor? Hoe behandel jy ander mense? Nie net mense wat vir jou iets kan beteken nie, wat van die mense wat sommer vir jou daar bedien by die restaurant? Hoe bid jy? Sien jou kind jou bid? Jy op jou knieë gaan elke aand en bid vir hulle. Hoe sien jou kind dat die Here vir jou werklik belangrik is, of is daar 'n reuse vraagteken dalk op hierdie dag van die kinders af? Nog nie te laat om reg te maak, jy gaan maak reg. Dis ons wat bekering is, dis 'n daaglikse ding. Gaan tree op soos 'n kind van die Here, sodat daai geloof nie net lippetaal is nie. Die Bybel waarsku daarteen, maar dat dit dade is, 'n manier van wees, 'n lewenswyse. Nie perfek nie. Nie een van ons is perfek nie. Die hemele weet dit. Ons is nie sondeloos nie, maar ongefynste geloof, opregte geloof, geloof wat uit die hart uitkom. 'n Geloof van 'n ma wat bly vertrou en bid
en self huil, wat self baie keer swaar kry, en tog bly vertrou in die onseker tye, want dit vorm haar kinders. Nie perfeksie nie, maar egtheid. Daar is ook 'n beter woord, 'n egtheid van geloof. Paulus het 'n klomp temas wat hy aanraak. Genade, redding, die evangelie, lyding, die onverganklike ewige lewe in 2 Timoteus. En dit sluit als aan vir ons hier by Paasfees vandag. Vers 10 sê, Christus Jesus het die dood vernietig en die lewe en onverganklikheid aan die lig gebring deur die evangelie. So vir ons, geen dood nie. Daar bestaan nie so ietsie. Ons praat baie keer van die dood. Maar vir 'n gelowige kind van die Here, ons sal eenvoudig nie doodgaan nie. Want ons het die ewige lewe. En dis asof baie mense praat oor die ewige lewe, asof dit 'n staaltjie is, of iets wat daar ander kant ver op die horison is. Miskien eendag ergens iewers. En dan kom staan jy by 'n oop graf en jy besef, dit kan enige tyd wees. Vandag kan jou dag wees, dat jy die laaste lewensasem hier uitblaas. En al jou hoop, en al jou vooruitsig, en al jou voorsiening wat jy gemaak het vir die mense rondom jou, sal daar iets wees waaraan die kinders u kan onthou. Wat sal die kind onthou? Wat onthou u van u ouers? 'n Goeie opleiding? Ja, miskien, dis belangrik. 'n Finansiële voorsiening? Ja. Sukses in die lewe? Ja. 'n Gemaklike, rustige lewe? Ja. Wêreldse prestasies? Ja. Maar meer as enigiets anders word onthou, wie was hierdie mens gewees in Jesus en wat het hulle my van God geleer? Dis die belangrikste nalatenskap wat ons kinders kan gee. Dis hulle diepste behoefte. Want alles vergaan, maar Christus bly ewig. Wanneer ouers, moeders moeg raak, wanneer hulle voel hulle misluk, wanneer ons rondom ons kyk of baie keer na ons eie huishoudings en sien hoe gesinne uit mekaar uit verbrokkel, wanneer kinders dalk afdwaal, nou of later in hulle lewe, dan is Jesus nog steeds die opgestane Christus. Is dit net hy wat kan heel maak, herstel en weer terugbring. Hy is die gewer van lewe. Die boodskap van Paasfees en die boodskap van Pinkster. Paulus praat ook met Timoteus van die Heilige Gees wat weer moet aangeblaas word. God self wat in ons woon. Wat 'n erfenis. Die Gees wat vertroos, oortuig, verander en ons werklik laat lewe. En dis nie 'n werk wat enige een van ons kan doen nie. Hoe graag u ook al wil. En hoe goeie moeder u ook al wil wees, daar is eenvoudig dit wat ons kan doen, die werk wat ons moet doen, as ouers, as maas, maar dan is daar God se werk. En dit gebeur deur die Heilige Gees. Hy gee dit aan wie hy wil. En dan moet ons bid, Here, Heilige Gees, verander my hart, of as dit nodig is, verander my kinders se harte. En so sit ons in 'n wêreld, en dis die tragiese van alles. Ons het so baie besittings en so baie tegnologie. Ek sien nou dag iemand vra, as jy nou waar jy dink terug aan toe jy 'n kind was, as jy jou toekomstige self vandag moes ontmoet het, so jy gedink het dis een van daai ryk maatjies. Onthou die ryk maatjies wat al die speelgoed gehad het en hulle, jy het vir jou gevoel hulle het alles en jy vandag het ons alles, ons kinders het alles. Al het jy min, is daar nog steeds baie geleenthede. Ek wil waag om te sê, met miskien meer geleenthede as wat daar ooit in die geskiedenis was, of in die verlede was. Wat alles aanbetref, as jy net jou oë oopmaak en gaan soek en kyk, is daar eintlik 'n blink toekoms vir ons en ons kinders. Maar die geloof het, ek wil nie sê verdwyn nie, maar oor die algemeen, kinders wat
'n naam Christen is, wat dalk hier by hierdie selfde doopvond, hier voor in die kerk gedoop is, maar wat nie 'n verhouding met die Here het nie, wat weet van hom, maar nie werklik glo nie, morele verval, kinders wat geen identiteit het, hulle weet nie wie hulle eintlik is nie, hulle soekend, hulle het 'n geestelike droogte in hulle lewe. Waarom? Want die mens kan nie sonder aanbidding leef nie. Ons kan sonder prestasie en geld en politiek en al die goed. Maar ons kan nie sonder 'n hart wat tot God bid nie. En daarom is die geestelike taak van ouers vandag meer as ooit in die kerk en by die huisgesin so belangrik. Ekskuus, ek preek nou alweer om so te stel. Dit gaan oor, op die einde van die dag, ons maar liefde. 'n Moeder het lief. Jesaja sê, kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Selfs al sou hulle vergeet, ek sal jou nie vergeet nie. 'n Moeder is nie vir haar kind 'n moeder net om 'n moeder te wees. Die ware moederliefde wys eintlik verby haarself na Jesus toe. Lei die kind na God toe om met hom 'n verhouding te hê, om te glo. En waar kry 'n mens 'n groter liefde as dit? Hier op aarde praat ek van. Ek wil afsluit en ons lees dan, kyk waar skryf Paulus. Hy sê hy skryf uit die tronk uit. Gaan dit met hom goed as hy hierdie woorde vir ou Timoteus skryf? Nee, hy is op 'n baie laagtepunt. Hy is nie in sy gemak nie, hy is nie verspoedig nie, hy is naby sy dood. Maar die opstanding het sy lewe verander. En daarom sê hy, ek kan ly, maar ek kan nog steeds volhard. Ek kan hoop, ek kan dien in die donkerste tye. Nie dat ek perfek is nie, maar omdat die Here my geroep het om 'n prediker, om 'n apostel te wees. So vir almal van ons in die kerk vanoggend, of jy 'n vader is, en of jy 'n moeder is, of 'n kind, of 'n vriend, die Here gebruik vir elkeen van ons het 'n roeping. Dit begin nie daar met die groot dinge wat die hele wêreld raak sien nie, dit begin dikwels op die knieë. Bybel lees, gesprekke met jou kind, met jou kleinkind, tyd wat afgestaan word, 'n huis waar daar liefde is, getrouheid en dissipline. Mag die Here vir ons almal seën hier in ons gesinne. Mag die kinders van ons die waarheid hoor en die waarheid sien in ons. God se genade in Jesus en vir hom ontmoet. En so staan ons tussen die oop graf van Paasfees en die Gees wat uitgestort word is. Hy leef in ons. Kom ons lewe dan vir hom. En dit sal begin in die huis. Amen. O liewe Heer, ons wil so graag dat ons kindertjies na ons sal kyk, of enige iemand, om het so te stel, en kan sê, daar is 'n mens met 'n egte geloof, iemand wat hoop in hulle hart het, iemand wat maak nie saak die omstandighede nie, nog steeds naby aan hulle Skepper bly, met vertroue, met verwagting, en iemand wie se hart en hand nie toe is nie, maar wat hulle self weggee. En Here, ons doen dit in die eerste plek vir die kinders wat U vir ons gegee het. Ons dank U vir kinders, Here. Ons dank U ook vir moeders en vaders wat hulle rol volstaan, wat hulle kinders gee wat hulle nodig het. Nie net prestasie en geld en geleerdheid nie, maar Here, 'n lewende geloof. Dankie dat ons dit wat ons van U ontvang het ook kan oorhandig. Dat U genade van geslag tot geslag gaan en dat geloof ook oorgedra word van ouer na kind. Seën ons dan in hierdie opsig, o Heer, dat U koninkryk mag uitbrei in die wêreld, die liefde
en genade mag sien. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam, in hierdie Paastyd. Amen.